Goeiemôre, Dinsdag 28 April, tyd vir 'n paar refugee vrae en antwoorde. Om mee te begin, onthou ek het ongelukkig nie 'n privaat of 'n publieke e-mailadres waarna jy kan goed stuur, of ek gebruik ook nie Messenger en WhatsApp nie. Al wat jy moet doen is jy wil spesifieke vrae het, sit dit maar net onder in my video's, ek kyk daardeur en dan gee ek vir julle antwoorde. En jy kan die vrae generic maak sodat dit nie spesifiek op jou uitwys nie. So, eerste vraag, het ek net my laaste skeibrief nodig of al 2 of al 3 my skeibriewe? Onthou jy het al jou skeibriewe. As jy 2 keer, 3 keer, 4 keer geskei, jy het almal nodig. Selfe vraag, iemand het gevra, as ek nou getroud is, het ek nog steeds my vorige skeibrief nodig? Yes, jy het jou marriage certificate nodig en jou vorige skeibrief. So alles daai moet daar wees. Is daar nog interviews na alles klaar afgehandel is? Dat's moontlik. Baie keer is alles klaar afgehandel en roep hulle in vir nog 'n interview. Want iets het intussen opgeduik en daar's iets wat hulle wil finaal afhandel. Partykeer is dit 'n kort interview, partykeer kan dit lank wees. Jy moet maar net gaan doen wat hulle sê vir jou om te doen tot jy op 'n airplane klim hier in Amerika land. Ek het in Mei en weer 4 November vorms ingevul, ek het nog absoluut niks gehoor nie. So as jy 4 November die vorms ingevul het op die Amerikaanse ambassade se website en jy het nou nog niks gehoor nie, dan 10 to 1 het jy dit nie reg submit nie. Miskien moet jy weer ingaan en kyk met jou e-mailadres wat jy geregistreer het. Partykeer sal hulle vir jou sê, hierdie e-mailadres is klaar geregistreer en weet jy ook, hulle weet van jou. Maar as jy nog absoluut niks gehoor het, dit beteken of jy het nie reg gesubmit nie, jy het nie alles gesave nie, dis dalk nog 'n proses, of hulle het al vir jou e-mails gestuur en is in jou spam, jy het nooit gesien het nie. Of hulle het jou al gebel en jy het 'n foonblokker op, so onthou net om daai goed los te maak. Hoeveel ure is 'n gewone werksdag in Amerika? Gewoonlik meestal so 8 ure op 'n dag. Meeste maatskappye werk op 'n rate van 40 ure 'n week. So, en as hulle oor 40 ure 'n week gaan, moet jy oortyd betaal anyway. En jy kom in die perfekte tyd nou in Amerika vir as jy oortyd werk. Jy betaal nie meer belasting op oortyd nie. So nou as jy oortyd werk, is dit skoon geld. Ja, ons like dit baie. Is kleuterskole duur in Amerika? Ja, dit kan nogal duur wees, kleuterskole. Praat nou van 1, 2, 3 en 4 jaar oud, 1, 2, 3 jaar oud. En tot hulle 4 jaar oud word. So jy moet net 'n bietjie rondvis daar waar jy is, hoeveel kos dit, en onthou, jy kan as 'n refugees support kry van die regering af, want jy het nog nie inkomste nie, jy het nog, of even al is jy oor die program en jy het lae inkomste, kry jy ook support. Kan jy van die stad of die regering af support kry as jy lae inkomste is. Maar dit kan lekker duur raak vir kleuterskool. En meeste state, baie state, wanneer hulle pre-K toe gaan, 4 jaar oud, dan cover die staat dit. En van daar af skool toe, public school van 5 jaar oud tot hulle klas met matriek is verniet. Jou skoolgeld is tussen $25 en $35 'n jaar, dis die skoolgeld. So die res is verniet. En onthou, as jou kind enige ander disability het, sit hom onmiddellik in 'n public school, want daar kry hulle al die support wat hulle moet kry verniet. Wat is die kanse vir 'n 61-year-old en 'n sissie van 66-year-old? Ons is 2 dames, 61 en 66. Wat is die kanse vir ons om werk te kry in Amerika? Geen probleem nie. Geen probleem nie. Jy word nie gediskrimineer in ouderdom of goeters nie. Jy kan werk tot jy 100 is as jy wil. Nee, daar's baie mense daar ouderdom wat vars begin en 'n nuwe werk kry, sommer in 'n nuwe rigting ook. So jy het definitief 'n probleem om werk te kry op 61 of 66 nie. Wat van vrou alleen met 2 kinders? Ons het nou die dag gepraat oor hoeveel ek sê is jy redelik nodig per uur salaris of so vir 'n gesin van 4. Wat nou as jy vrou alleen is met 2 kinders? Hoe gaan jy aan te werk gaan? As jy 'n goeie werk kry wat jou goeie salaris betaal, as jy fyn wees. Baie keer is daar mense wat 2 werke doen. So, dit hang af waar jy is, hoe jou leefstyl is en wat se tipe werk jy kry. Hier's baie mense wat vrou alleen is met kinders. Baie sulke families in Amerika. Hulle almal maak 'n lewe.
So dit hang van jouself af hoe jy dit gaan, wat jy wil insit en hoe jy dit gaan kry. Na 'n jaar, hoe lank vat dit vir jou om jou green card te kry? So na 'n jaar dat jy is, moet jy aansoek doen vir jou green card. Daai proses kan van enigiets van 'n paar weke tot meer as 'n jaar vat om jou green card te kry. Hang af wat se uitstaande papiere jy het en wat nodig is. So dit kan 'n lang tyd vat as jy nie al jou papiere het nie. So maak seker jy bring alle papiere wat jy het saam met jou. Geboortesertifikate unabridged, marriage sertifikate unabridged, jou paspoort, valid paspoort, jou authority to work in Amerika as jy klaar het anyway, en al die ander papiere wat hulle gaan nog. Jy sal sien as jy kom, sal vir jou sê al in die begin wat se papiere kort nie. Dan die supportgeld wat hulle vir jou gee, wat die regering vir jou gee. Is dit per persoon en is dit per maand of is dit vir die hele 3 maande? Die supportgeld is so 'n verskil tussen $2,000 en $2,500 per persoon vir die hele tyd van 3 maande. En daar hulle gee nie vir die geld nie, daar uitgebruik die caseworker daai geld om jou akkommodasie te betaal, om vir jou kos te kry en vir jou goeders te doen. So, dis belangrik dat jy vinnig aan die gang kom, dis belangrik dat jy druk op hulle sit om vinnig jou te kry, en as hulle nie wil nie, dan doen jy dit self, om jou social security nommer te kry, en begin werk soek, so gou as moontlik. Moenie, as jy werke kan kry, vat dit. Moenie, hierdie betaal miskien nie genoeg nie, so ek gaan hom eers oorstaan en soek vir 'n beter werk. Vat daai ene. Want jy kan daai vat en begin 'n inkomste kry, en terwyl jy 'n inkomste het by daai, soek jy vir jou ander beter werk. Hier is nie snaaks in Amerika as jy by 'n plek begin werk en 3 weke later sê vir dankie akkoord, ek gaan nou na 'n ander plek toe wat nie beter betaal nie. So die eerste kans wat jy sien, hier kry ek 'n werk, vat dit. En terwyl jy daar is, soek vir jou beter werk met 'n beter salaris, miskien nader in die huis, whatever die geval mag wees. So moenie oor daai ding worry dat jy gaan nou net 2 weke by 'n plek werk of 3 weke of 4 weke en dan moet jy vrou sê nee, ek koot nie. Hulle gaan 'n probleem hê nie, want hulle gaan jou net replace met 'n volgende ou. So onthou dit, as jy werk kry, vat dit. En soek jy vir jou beter as jy wil. En hou aan werk soek. Ewen as jy goeie werk het, soek nog altyd vir jou beter werk. So dis dan die antwoorde in die vraag vir vandag, die wat se gesê, 28 April. Sien julle later, geniet die dag.